die skoonfamilie, elke kleinkind, vir elke vriend en geliefde wat aan die NVA, mag vandag vir julle 'n dag wees waar julle rustigheid kry. Kyk, die dood van 'n geliefde is moet nooit 'n lekker of 'n maklike ding. Van ons wat agterbly, ons het nog soveel dinge wat ons wou gesê het miskien. Nog 'n laaste kuier, nog 'n laaste saam met ouma, met mamma of saam met my vrou te wees. Dit is die gedagtes wat in ons koppe rondmaak. Maar op 'n dag so vandag moet die Here vir ons trane kom gee. Wat is nodig vir ons as lewenspook om te kry. Maar die Here beloof homself dat hy die trane sal kom afdroog. En dat ons nie ons emosies sal wys, maar dat ons ook berusting sal vind by die Here. Net hy wat vir ons waarlik rustigheid en vrede in die lewe kan gee. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, op 'n dag soos vandag word ons diep bewus van die lewe en van die dood. Here, ons besef sommer net dat elke dag is geleentheid. Elke dag is maar bloot net genade. Here, ek dra elke persoon op in hierdie gebed waar ek nou bid, en dat U sal ons styf vashou deur die Gees. En dat hulle vandag sal net weer eens besef dat aan die NVA is in die hemel. Waar geen meer pyn en bekommernisse is. Maar help ons, Here, wat agterbly, wat dit moet verwerk, Here. Mag U ons vertroosting bring. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ek lees vir ons die familiebrief wat in die blaadjie is. Sag, stil soos hy gelewe het God haar kom haal. Ons geliefde vrou, mamma en ouma. Uit 'n wêreld na ewige heerlikheid, waar daar geen skeiding sal wees en tyd nooit gemeet kan word. Waar geen sorge of kwellinge meer kom en niemand meer trane sal stort. Ons dank die Hemelse Vader vir die soet herinneringe wat sy agtergelaat. Amen. Geliefdes, kom ons sing die volgende liedere. Ons sien as lied 464, 'n ou bekende vers 1 en dan lied 606 vers 1 en 3. Amen.
Here, waar ons saam met die woord gaan lees, Here, bid ons dat U met ons vryheid sal spreek. Dat hierdie ou woorde ons sal aanspreek, elkeen van ons. En dat ons iets daar sal doen. Dat ons iets van ons eie bekommernisse, ons eie vreugdes en dankbaarheid na die teks toe kan bring. En besonder die familie, Here, dat hierdie teks hulle ook diep sal onderraak, om vir hulle berusting op hierdie moeilike dag te kan bring. Amen. Ek lees vir ons uit Psalm 139. Psalm 139 van Dawid, 'n psalm. Nou hierdie is 'n psalm waar Dawid werklik worstel met die Here. Diep worstel met die Here oor sy terugkyk op sy lewe van worstel vir al nou. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat ek gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Dawid besef dat God is so groot en alomteenwoordig, hy kan dit nie verstaan met sy menslike brein nie. Vers 7, waarheen sal ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sal ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei U hand my. Hou U regterhand my vas. Ek sal die duisternis kom vra om my weg te steek, of die lig rondom my om die nag te verander. Maar vir U self die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek weet ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskryf, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is die gedagtes van my o God. Hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou opnoem, is hulle meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. Vers 23. Deurgrond my o God, deurgrond my hart. Ondersoek my, sien tog my onderes raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Ons lees dan net tot daar. Waar is God in die lewe? Waar is die Here? Is die Here iemand of iets wat net in hierdie gebou is, in hierdie kerkgebou is? Is die Here net daar as ek moet aanbid? Is die Here maar net in my gedagtes? Is die Here maar net met my as ek op 'n siekebed lê in 'n hospitaal? Is die Here maar net by my as ek baie dankbaar is oor iets wat gebeur het en ek wil vir die Here dankie sê? Waar is God in ons lewens? God is oral in ons lewens. Nou dit klink dalk soos 'n kliseë, daai woord 'n kliseë, iets wat mense ons nou heeltemal sê en later afgewater. Maar dis die werklikheid. God is oral in die lewe. Vers 6 lyk dit eintlik wat Dawid sê, die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Dat Dawid ook sê, ek verstaan dit nie met my menslike brein. Hoe kan God oral wees in my lewe? En dan sê Dawid, sou ek vlug en sou ek wegtrek na 'n ander plek toe, oral waar ek gaan in die lewe, daar is God alreeds saam met my en hy loop die pad met my. Hierdie teksgedeelte ek gekies het vanoggend vir ons en die Here my daartoe gelei het, sê vir ons dat God is by my, God is by ons elke dag. Hy sê maar net iets daar in die hemel, iets ver weg wat verwyder is in die lewe nie. God is by my. En dan sê Dawid, God is nie maar net by my nie, hy is ook in my.
Hy ken my gedagtes, hy weet wat ek beplan, hy weet wat ek gaan doen elke dag, hy weet wat ek gaan sê. God is in my. Hy's om my, in my, oral by my. Ons lees hoe God was voor my aandag. Waar hy vir Dawid sê, wat Dawid sê, my hele lewe was al opgeteken nog voordat ek gebore was. Voordat ek geskape is, het die Here my geken. En dit was al my lewensdae, my hele lewe was al klaar in God se hande, nog voordat ek gebore is. So die Here is voor my in tyd, is al daar. Maar die Here is ook na my in tyd ook saam met my. En dit is belangrik om dit te hoor, want as ons lewe hier op aarde klaar is, dan bly ons geliefdes ons agter. En dit gee ons 'n rustigheid om te weet dat God is dan ook met hulle en met my nagedagtenis nadat ek gelewe het op aarde, is God ook daar. En versorg die Here en troos die Here die mense wat agterbly in die lewe. Nou waarom moet ons al die dinge hoor? Waarom praat ek volgende daaroor om te vra, waar is God in ons lewe? Eerstens gee dit vir ons hoop. Want baie keer dink ons as gelowiges, as dit sleg gaan met my, of as ek deur 'n moeilike tyd gaan, as ek siek is, as ek een of ander krisis beleef, is God nie daar nie. Is God afsydig? Hy luister nie na my nie. God steur hom nie aan my nie, hy is lief vir my nie, hy gee om vir my nie. Maar wat sê die Psalm 139 vir ons? God is altyd met my, in die goed en in die sleg, is God by my. Waarom moet ons dit hoor? Maar dit sê vir ons dat God ons beskerm teen die dinge van hierdie lewe. Al besef ons dit nie altyd. Want nou ons lewens is klaar opgeskryf, elke dag ons lewe in God se hand. So God weet wat môre, wat later vandag, wat volgende week, volgende jaar, in elkeen van ons se lewens gaan gebeur. Ons kan dit nie beskryf of ons kan dit nie regtig meet of verklaar met wetenskap nie. Maar soos Dawid sê, ek kan dit nie anders verstaan nie, dit is te groot vir my begrip. Maar alles van ons lewens is by God en hy weet alles. Daarom loop hy die pad saam met ons en wag alreeds vir ons vir die dag van môre. Dat hy alreeds daar wag en ons beskerm. So waarom moet ons dit alles hoor? Want dit gee ook vir ons hoop vir die lewe. As ek deur 'n krisis gaan, sien ek baie keer nie altyd die lig aan die einde van die tunnel. As ek siek is, glo ek nie altyd dat ek gaan gesond kan raak. Of ek sien nie dat daar hoop is vir my. Ek voel moedeloos. Maar hierdie Psalm sê vir ons dat God saam met ons is en dit moet vir ons hoop gee, ook in ons lewens. En vir Pretorius. God was ook met haar. Nog voordat sy gebore was, nog voordat sy binne haar ma se moederskoot gevorm was, soos wat Dawid skryf, was die Here alreeds by haar. En was haar lewe ook opgeskryf in die handpalm van God. As klein babietjie wat gebore was, as dogtertjie wat in die lewe ingaan, deur die moeilik en deur die lekker goed van die lewe, was God elke dag. God het daar gedra om Douga te ontmoet, waar hulle kon trou, waar hulle 2 kinders kon gehad het, waar hulle skoonkinders kon kry, waar hulle kleinkinders kon kry. God het elke pad, elke gebeurtenis, elke ding wat gebeur het, was God ook daar gewees in haar lewe. God was ook daar aan die einde waar sy ook gesukkel het met gesondheid, met haar longe, met haar asemhaling, en ook in die einde waar dit nie so goed gegaan het met haar gesondheid. En soos wat sy dit wou gehad het, dat sy hier by haar mense, by haar man en kinders, by hulle moes afsterf, het God ook so bepaal, dat aan die einde van jaar, hier op Jakobsdal, haar laaste asem kon uitblaas. Dat sy 'n rustigheid kon kry, ook met haar. Dat haar man en haar kinders en kleinkinders vir haar so belangrik was, en is,
dat sy vir hulle moet totsiens gesê tot op die einde. As ons almal dit hoor en ons dink oor ons eie lewens, maar nou as ons by 'n begrafnis of by 'n troostdiens of soos, dan moet ons ook 'n bietjie dink oor ons eie lewens. Want ons elkeen het ook 'n sterftedatum iewers, ons weet nie wanneer dit is. En daarom moet ons gekonfronteer word daarmee oor waar is my lewe? Op watter lewenspad loop ek? Watter gedagtes is in my kop, watter dinge doen ek, om te besef dat God is met my elke dag. Hy sien en weet alles wat ek doen en nog gaan doen. Bring dit my tot inkeer? Bring dit my op 'n punt waar ek sê, Here, ek wil nie meer daai pad loop. Ek wil nie meer daai dinge doen of daai dinge dink. Help my. Want ek weet nie wat môre gaan gebeur nie. Ek weet nie wanneer ek gaan afsterf. Mag ons elkeen vandag ook dit besef. Om te besef dat die lewe is kosbaar. Soos wat hy in vir elke dag geleef het, naby ons Skepper, naby geliefdes, moet ons ook so leef. Moet ons ook besef dat ons Skepper is by ons nie. Hy sien en weet wat ons doen. En daarom gaan ons eendag uitvra oor wat ons als gedoen het. En gaan ons elkeen ons eie voor hom moet staan en moet antwoord gee oor ons lewens. Maar ons kan die berusting hê dat van die NVA nou weer 'n beter plek is. Hier is die klink soos 'n cliché, maar dit is die waarheid. Die hemel is 'n beter plek. Daar is nie meer pyn nie, daar is nie meer ongemak nie, daar is nie al die slegte dinge van hierdie lewe. En dat ons dan by ons Skepper is en hom kan ontmoet en elke dag met vreugde en dankbaarheid kan wees. Mag ons almal met daai gesindheid leef en weet ek wil ook daar wees eendag. En om daar te wees eendag moet ek 'n sekere pad loop, moet ek op 'n sekere manier leef, moet ek dink en doen soos wat goed is vir die Here. En mag ek sy geliefde en sy genade elke dag uitleef, al is dit hoe moeilik in hierdie gebroke wêreld. Amen. Here, soos wat koning Dawid geworstel het in U, Here, worstel ons ook by tye in ons lewens met U en soms oor die lewe en situasies en klompe. Maar mag ons van Dawid hoor en bevestiging kry dat U is werklik altyd met ons. Al sien ons nie altyd nie, al is ons altyd bewus van U nie, is U altyd met ons. Help ons daarom, Here, om 'n lewe te leef wat eer bring aan U, Here, en dat ons eer sal bring aan U deur alles wat ons doen in hierdie lewe. Dankie vir die NVA en haar voorbeeld, Here, waar sy werklik ook eer gebring het aan U toe sy op aarde geleef het. Met die klein dingetjies wat sy doen elke dag. Die klein herinneringe wat die familie veral kan onthou. Almal die kosbare dinge en tekens van hoop, tekens van liefde en tekens van die omgee wat sy bewys het. Mag ons almal daarna streef om ook so te leef. Nie omdat dit maklik is nie, maar omdat dit die regte ding is om te doen, die dinge wat U vra van ons om te doen. En mag U wees met Ndouga, met Natasha, met Jacques, Here, met al die familie, res van die familie, wat nou met 'n moeilike tyd voorlê. Waar daar verjaarsdag is, 'n eerste Moedersdag, eerste klomp dinge wat moet gebeur en wat aan die NVA nie daar is nie. Dat U hulle sal styf vas en dat U self die trane sal kom afvee. Ons wil dit in U naam alleen. Amen. Die familie het gevra dat ek die bedankings vir ons lees, dis op die agterkant van die briefie. Ek doen die volgende bedankings namens die familie. Baie dankie aan al die familie en vriende vir die omgee en die bystand. Dankie aan Medikliniek Gariep Hospitaal, sy personeel, julle hulp word waardeer. Dankie aan elke oproep, gebed, eding en drukkie. Julle het ons deurgedra in hierdie hartseer tyd. Dankie aan die Nia Kultuur en die NG Kerk Jacobsdal. Dankie aan Esme Viljoen en aan die Alfreda Lou vir die blomme, vir die voorstaan, baie mooi. Baie dankie aan al die volgende persone wat NVA in die laaste ure bygestaan het en gemaklik gemaak. Dr. Hunter en personeel, Nooit Oosthuizen, Baba August, International Funerals,
met Elsie en Ida. Spesiale dank aan my kinders, Jacques, Salomien en seuns vir die hulp en bystand elke keer op die firma se hospitalisasie. Natasha en die meisiekinders met die begrafnisreëlings en papiere. Liefde waar belang. Ons gaan nou luister na 'n lied. Kan jy hom opsit asseblief? Luister na 'n lied. En as ons hom klaar geluister het, dan gaan ek vra dat ons gaan staan en dan kom ons luister eers na die lied. Lees vir ons die formulier vir die troostdienste. By hierdie oomblik van afskeid is ons diep bewus van ons hartseer en verlies. Ons geloof in die opgestane Here vul ons egter in vrede en hoop. Net so seker as wat hierdie afskeid finaal is, so seker is ons dat die Here ons red van die graf en met liefde en ontferming kom. Dat Jesus weer sal kom en dat ons vir ewig by hom sal wees. Vandag eer ons die Here vir Anthea Pretorius se geloof en vir die bevestiging in die woord van God dat die wat glo sal lewe, al het hy ook gesterf. Ons glo daarom nie dat Anthea oorgegee is aan die dood nie, maar dat sy met die volle deel het in die ewige lewe. Amen. Ek gaan die geloofsbelijdenis vir ons hart opsê, die wat wil saam wil opsê kan saam doen. Kom ons staan asseblief.
Daarna gaan ek die seën uitspreek en dan gaan ons uitbreek. So staan asseblief daar. Staan deur die wat hier wat wil staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ontvang nie meer die seën van die Here. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vang. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy nog val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie-enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons gee geleentheid vir die familie om eers te uitbeweeg en daarna beweeg ons onderweg.